ons bid saam. Almagtige Hemelse God en Vader, Here, ons lewe voorwaar in moeilike tye. As die mens nou maar net kyk, Here, die afgelope paar maande met hierdie afsondering waarin ons verkeer. Ondernemings wat ondergaan, mense wat nie hulle beroepe en hulle werk kan beoefen nie, gesinne wat honger ly en gebrek ly. Ons kyk in die wêreld, ons sien die opstande, ons sien hoe alle Christelike beginsels, die beginsels, o Here, wat U al met die skepping vasgestel het, hoe dit ondermyn word. En dan is 'n mens geneig om bekommerd te raak, o Here, maar ons dank U, dat wanneer ons U woord oopmaak, die Heilige Gees ons lei om daarin te sien dat U in beheer is, dat niks wat gebeur sonder dat dit U wil is nie. Dan lees ons ook daar in die Heilige Gees werk dit in ons harte, dat ons Here Jesus Christus vir ons in die kruis gesterf het, dat hy vir ons met U versoen het, dat niks ons uit U hand kan ruk nie, en dat U sien, o Here, wat gebeur, en dat U ook vir ons daarin sal behoed en bewaar. Ons loof U heilige naam, ons prys U vir die genade wat ons ontvang het in die bloed en die offer van ons Here Jesus Christus. En ons vra, Here, dat U vir ons vanmôre ook uit U woord sal lei, en dat U vir ons sal leer, Here, en dat U vir hom wat moet voorgaan ook, o Here, sal gee, dat dit wat hy preek, wat hy voorberei het, dat het 100% volgens U woord sal wees. Leer vir ons daaruit, o Here, en vertroos ons uit U woord. Ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Gemeente, ja, vanmôre se prediking gaan oor 'n baie moeilike onderwerp. Dit gaan oor die Antichrist, wie hy is, waar hy vandaan kom, wat hy doen. Dit is 'n baie onderwerp en ons gaan, as die Here wil, volgende Sondag verder daaroor preek. Dit is 'n onderwerp waar daar baie verskillende sieninge is, baie verskillende vertolkinge is. Party mense wat sê, van die slim mense ook wat sê, die Antichrist gaan eintlik oor 'n wêreld idee, 'n wêreldstelsel, 'n politieke en 'n militêre stelsel en 'n godsdienstige stelsel. Ander wat sê, die Antichrist is 'n persoon, is 'n mens. Ek hoop dat ons vanmôre dalk met die leiding van die Heilige Gees antwoorde ook kan vind oor daardie onderwerp. Ek gaan vir ons voorlees uit 2 gedeeltes uit die Nuwe Testament. Ek gaan vir ons lees daar uit Openbaring 13. Openbaring 13, maar dan gaan ek as teksverse vat 3 of 2 verse uit 2 Tessalonisense 2 vers 3 en 4 as teksverse. En die tema is verwag die Antichrist. Openbaring 13. En ek het op die sand van die see gaan staan. Dis nou die apostel Johannes, sy visioen, wat hier sê, wat hier praat oor sy ondervinding. Ek het op die sand van die see gaan staan. En ek het 'n dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings. En op sy horings 10 krone en op sy koppe 'n naam van godslastering.
En die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd, en sy pote soos die van 'n beer, en sy bek soos die bek van 'n leeu, en die draak het hom sy krag gegee, en sy troon en groot mag. En ek het een van sy koppe gesien, net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees, en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê, wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? En 'n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee om dit 42 maande lank te doen. En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te laster. Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin. En aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is nie. As iemand 'n oor het, laat hom hoor. As iemand kruisgevangenis maak, gaan hy in kruisgevangenskap. As iemand met die swaard doodmaak, moet hy met die swaard doodgemaak word. Hier is die lydsaamheid en die geloof van die heiliges. En uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, en hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, en het gepraat soos 'n draak. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. En hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is, om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het. En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. En hy maak dat aan almal klein en groot, en die rykes en die armes en die vrymense en die slawe 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens, en sy getal is 666. Tot sover het hierdie gedeelte, broer en suster, as 'n mens nou hierdie gedeelte gaan lees, dit is simbolies, want dit is Apocalyps, visioen van Johannes, dan kan 'n mens hieruit aflei dat ons hier van 2 stelsels praat. Ons praat van 'n politieke stelsel, van die dier, en dan ook van 'n godsdienstige stelsel van die dier uit die aarde. Maar nou sien ons hierso dat daar ook gesê word, wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens, en sy getal is 666. Dan lees ons daaruit 2 Tessalonisense, verse 3 en 4, laat niemand, en het sluit aan daar by Openbaring 13, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom, en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teenstander wat hom verhef bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf.
verwag die anti-kris. Geliefdes, ons Here Jesus Christus, of kom ons sê eers ons Here Jesus, is die Seun van God van alle ewigheid af. Op 'n spesifieke tyd in die geskiedenis, soos wat dit in God se groot raadsplan bepaal is, het die Seun van God mens geword, toe die Heilige Gees oor 'n vrou gekom het en sy swanger geraak het. In Filippense 2, vers 6 en 7, spel die apostel Paulus dit duidelik vir ons uit wat dit behels het. Dit kom daarop neer, dat die Seun van God nie krampagtig aan sy goddelike majesteit vasgehou het nie, maar homself ontledig het. Hy het nie sy God wees prys gegee nie, om mens te word nie, maar hy het sy deel hê aan die heerlikheid en die mag van sy goddelikheid prys gegee. In die Grieks staan daar, dat hy homself leeg gemaak het van sy goddelikheid. Dit was 'n vrywillige daad van hom, om die gestalte van 'n mens aan te neem. Om 'n mens te word, of om mens te word as dit ware die gestalte van 'n slaaf aan te neem, was 'n groot vernedering. Ons sal dit nooit eens kan besef en verstaan nie. En natuurlik ook die verwerping, die spot en die belediging, wat hy as mens moes ervaar. Daarom praat ons van sy helse smarte, wat hy moes verduur, veral ook wat hy moes verduur aan die kruis. En nou is die vraag, hoekom het hy dit gedoen? Hoekom het die Seun van God, self God, almagtig, dit gedoen? Homself verneder. Wat het hy daaruit verkry? Die antwoord is niks. Want ons as mense kan aan die Here niks bied nie. Die antwoord is eenvoudig. Hy het dit vir ons gedoen. Dit was 'n liefdesdaad van groot genade. Indien hy dit nie gedoen het nie, sou alle mense verlore gegaan het. Sou almal hel toe moes gaan. Maar God het van voor die skepping af sekere mense uitverkies om in sy Seun Jesus Christus van die verderf te red. En reg deur die Ou Testament het God die Vader die belofte aan sy volk gemaak van sy Messias wat sou kom. Die een wat hulle sou red, wat hulle sou verlos. Messias en Christus beteken dieselfde ding, dit beteken gesalfde, dit is 'n amptstitel. En ons bely dat Jesus Christus, of Jesus die Christus is, omdat hy deur God die Vader met die Heilige Gees gesalf is, tot ons hoogste profeet en leraar, tot ons enigste hoëpriester en tot ons ewige koning. Ons let net kortliks op daardie 3 ampte van Christus. As profeet leer Christus ons dat ons ewige redding en verlossing slegs by hom kan vind. Dit is hy wat aan die kruis vir ons sondes betaal het en ons met God versoen het. In hom het al die gelowiges alreeds die ewige lewe. Ons kan dus sê dat Jesus Christus self die inhoud van sy profetiese onderrig is. Hy sê trouwens self, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Priesterlik het Jesus Christus die verlossing van ons sondes vir ons bewerk, deur nie net die offer te bring nie, maar ook self die offer te wees. Die volmaakte offer. Daarom kon Johannes die Doper verklaar toe hy Jesus sien, daar is die lam van God. En broer en suster, as koning regeer Christus ons en beskerm ons. En hy sal kom om te oorwin en om te oordeel. Aangaande die eindtyd het Jesus Christus egter sy disippels gewaarsku, en dit is ook 'n waarskuwing aan sy kerk vandag, aan ons hier ook. Pas op, dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus,
en hulle sal baie mense mislei. Matteus 24 vers 4 en 5. Die Here Jesus het hier gewaarsku teen baie vals Christusse. Die apostel Johannes skryf in sy tweede sendbrief 1 Johannes dat dit die laaste uur is. Met ander woorde die eindtyd. En soos julle gehoor het dat die antichrist kom, bestaan daar ook nou baie antichriste. Waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie. Want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar dit moes aan die lig kom, dat hulle nie almal van ons is nie. En dit is die eerste plek, en die enigste plek in die Bybel, waar ons die naam Antichrist teekom. Die Griekse woord anti, beteken om teen iets te wees. In hierdie geval, om teen Christus te wees. Maar dit het ook 'n ander betekenis, dit is om in die plek van iets te wil wees. En so is die betekenis dan ook om in die plek van Christus te wil wees. Onthou die Here Jesus se woorde, baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus. Die apostel maak hier melding daarvan dat daar in sy tyd alreeds baie antichriste was. En ons kan aanvaar dat daar nog steeds, tot vandag toe, nog baie antichriste is. Johannes vertel vir ons hoe ons hierdie mense kan herken. In die eerste plek kom hulle aanvanklik uit die kerk uit. Maar hulle was nie werklik deel van die kerk nie, want hulle het afgewyk van die waarheid af. Hulle verloon God se waarheid. Hulle ontken die waarheid oor die drie-eenigheid van God, die Vader en die Heilige Gees. Hulle hou 'n valse Christus voor. En dis nie oordrywing nie, broer en suster. Daar is in die wêreld vandag baie antichriste wat uit die kerk se geleedere kom. So word daar selfs vanuit gereformeerde geleedere verkondig dat Jesus Christus nie uit 'n maagd gebore is nie, en dat hy ook nie werklik opgestaan het uit die dood uit nie. Aan ons universiteite is daar professore wat predikante oplei, wat in werklik pantheïste is. Dis mense wat nie glo in God van die Bybel nie, maar dat God eintlik die groot heelal, die groot heelal is, en dat alle godsdienste maar eintlik maar primitiewe godsdienste is, wat moet ontwikkel en evolueer, totdat dit hierdie universele God kan vind. Daar is vandag op kansels mense wat die skepingsbeginsels van God verloon, en dan ontken dat God man en vrou vir mekaar tot sy eer gemaak het, en verklaar dat seksuele verhoudings tussen mense van dieselfde geslag goedgekeur kan word, en dat sulke mense selfs op die kansels van die kerk kan staan. En hoeveel een man kultusse bestaan daar nie reg oor die wêreld nie. Mense wat duisende mense mislei met een of ander wonderlike leer, gaan gewoonlik daaroor hoe wonderlik is jy as mens. En ons sal net 'n bietjie verder daaroor praat, oor hierdie humanistiese soort van aanbidding. Die mens is so wonderlik. Natuurlik staan hierdie antichriste in die diens van Satan. Dit is hulle werk om die uitverkore gelowiges te verlei en hulle deel te maak van die valse kerk wat tot stand sal kom. Die kerk wat die antichrist sal aanbid. Maar dan verklaar die apostel Johannes ook, en soos julle gehoor het, dat die antichrist kom. Daar was en daar sal baie antichriste wees, maar daar is vooral een wat kom. Is dit die een waarvan die apostel Paulus ons leer? Is dit die seun van die verderf, die teenstander wat hom verhef bo al wat God genoem word? Die een wat voorgee dat hy God is? As geleerde mense wat voorgee dat dit nie verwys na 'n spesifieke persoon nie, maar na 'n tydsgees van afvalligheid. Dat dit eintlik 'n denke is, 'n denkrigting is, 'n rigting wat die mens wil inslaan, want wat teen Christus is.
Maar tog is dit duidelik ook van dit wat ons hier gelees het, dat die Antichrist 'n mens is, of dat hy 'n mens sal wees. Daar word selfs in sekere kringe beweer dat hy alreeds gebore is. Dit word deur baie teoloë aanvaar dat hy alreeds bestaan het in die verlede. Die hervormers het geglo dat die Antichrist die paus van Rome is. Baie mense het al gedink dat Hitler of Mussolini of Stalin die Antichrist was. As 'n mens oordeel aan dit wat plaasgevind het onder hulle leiding. Maar ander glo weer dat Nero, die Romeinse keiser, die Antichrist was. Die syferwaarde van sy naam kom neer op die getal 666. Hy was 'n wrede, gewetenlose, goddelose mens wat selfs nie eens geskroom het om sy eie familie dood te maak nie. Hy het selfs sy eie swanger vrou doodgeskop. Hy het 'n jong seun wat hom aan sy vrou herinner het, wat op 'n manier maar na haar gelyk het, ontman en die jong seun as sy vrou voorgestel aan die mense. Hy is deur sy eie mense, niemand het hom lief gehad nie, maar hy is deur sy eie mense agter sy rug, hulle sou dit nie gewaag het voor hom nie, want dan sou hulle wreed gesterf het, agter sy rug het hulle hom die dier genoem. Lees hier van die dier wat uit die see uit oopkom. Onder sy bevel is die kerk van Jesus Christus wreed vervolg en is beide die apostel Petrus en die apostel Paulus om die lewe gebring. Sy wreedheid was ongeken. Hy het daarop aangedring om as God beskou te word en in die vaandels van die Romeinse ryk daar in Jerusalem in die tempel laat vereer. Nero het in die jaar 68 na Christus het hy selfmoord gepleeg en in die jaar 70 na Christus, 2 jaar later, het generaal Titus, wat later ook keizer geword het van Rome, die tempel in Jerusalem vernietig en geruïneer, dat daar nie 2 stene op mekaar oorgebly het nie. Ja, hierdie Heer was voorwaar uitstekende kandidaat vir die titel van Antichrist. Maar, broer en suster, ek glo nie dat hy spesifiek die Antichrist was nie. Miskien 'n tipe van die Antichrist, 'n voorbeeld van die ware Antichrist. Byvoorbeeld, kyk na Nero en sien wat verwag kan word. Net veel erger is hy. Broer en suster, ons aanbid 'n drie-enige God. Een wese, maar 3 persone, Vader, Seun en Heilige Gees. Die Satan, wat in Openbaring 12 aan ons beskryf word as die draak, probeer om die drie-eenheid van God na te boots met sy eie drie-eenheid. Ek dink dit is of Calvin of Luther wat gesê het, die Satan is die aap van God, want hy probeer die Here na-aap. Die Satan self, en hierdie onheilige drie-eenheid van hom, wat hy tot stand bring, hy is die Vaderfiguur. En dan lees ons hier in Openbaring 13 van die dier wat uit die see uitkom, dis die Antichrist. Dis die een wat in die plek van Christus gestel word. Hy is die een wat voorgee om die verlosser van die wêreld te wees. Die see waaruit hy opkom, simboliseer die volkere en die menigtes en die nasies en die tale van die wêreld. Paulus noem hom die seun van die verderf, soos ons nou gesien het. So is die Antichrist dan 'n nabootsing van die ware seun van God. En hier in Openbaring 13 vers 11 lees ons ook van die ander dier wat uit die see uit opkom, die valse profeet, die Satan se weergawe van die Heilige Gees. Die feit dat hy die aarde opkom is 'n aanduiding dat hy vanuit die godsdienstige wêreld kom, dat hy vanuit die kerk afkomstig is. En sy werk is om te sorg dat die valse kerk die Antichrist aanbid. Broers en susters, Bybelgeleerdes is baie versigtig om die Antichrist aan 'n mens gelyk te stel. Want as 'n mens na daai koppe van hom kyk, die een kop wat verwond was, word gesien as die evangelie wat die koms van die Antichrist gekwes het.
dan kyk 'n mens na 'n stelsel. Maar dan sien ons ook dat dit 'n mens is. Ek glo dat hierdie anti-kris wel 'n wêreldleier sal wees. Die leier van een wêreldregering. Die proses om daardie wêreldregering tot stand te bring, sal reeds aan die gang. Een taal, een geldeenheid, een godsdienstige stelsel. Die Bybel leer dat die nasies onder hom verenig sal wees wanneer hy kom. Die draak gee aan hom sy mag. In die eerste plek om wonders te kan doen. Tweedens, konings heerskappy oor die bose ryk van die Satan. En derdens, groot gesag oor elke volk en taal en nasies. Die vraag is, wanneer kan ons die anti-kris verwag? Hy kan dalk al hier wees. Net nog nie ten volle geopenbaar nie. Valse leraars het destyds aan die gelowiges in Thessalonika vertel dat die wederkoms al plaasgevind het en dit het die mense geweldig ontstel dat hulle dalk die wederkoms van die Here misgeloop het. Ons weet, dit kan nie wees nie. En die apostel Paulus verseker hulle hier in 2 Thessalonisense 2 dat dit nie die geval is nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. Eers moet die afvalligheid kom. Wat is die afvalligheid? Wat is die afval? Dit is wanneer dit nie meer oor Christus gaan as die enigste verlosser nie, maar oor die mens en die belange van die mens. Dit is die opkoms van die humanisme, die verdraagsaamheid teenoor die allerverskriklikste ongoddelike praktyke en alle anti-christelike godsdienste, die ekonomiese strewe wat eintlik op een valse wêreldkerk neerkom, een wêreldkerk, een valse wêreldkerk tot stand wil bring, is 'n haatlike ontkenning van die waarheid en van God se gebooie. Is 'n vervolging van God se kinders. Is 'n wegbereiding vir die anti-kris wat as God aanbid sal word. Paulus skryf dan die anti-kris in die tempel van God sal sit en voorgee dat hy God is. Dit beteken maar net dat hy homself sal aanstel as die hoof van alle valse godsdienste. Hy sal nie net al die nasies van die wêreld verlei nie, maar ook al die gelowe van die wêreld. Sy koninkryk en godsdienst sal wêreldwyd wees. Broer en suster, wie waarlik die gees van die Here het, sal nie deur die anti-christe, sowel as die anti-kris mislei word nie. En hulle sal hom erken, hulle erken en weerstaan. Maar dan moet 'n mens jou nie deur die emosies en gevoelens laat lei nie. Jy moet toelaat dat die Heilige Gees jou in die woord van God lei. Woord van God alleen, nie allerlei mooi storieetjies nie. Ons sien hoe gaan dit in die wêreld. Ons sien daar hoe daar amper 'n nuwe godsdienst tot stand gekom het, Black Lives Matter, waar swart mans in Amerika blanke dames dwing om voor hulle te kniel en hulle voete te soen. En as hulle dit nie doen nie, dan word hulle aangerand en geslaan. 'n Nuwe godsdienst wat tot stand kom. Mense wat aanbid moet word. 'n Nuwe skuldstelsel. In plaas van die skuld vir die sonde wat ons moet dra en om vergifnis voor moet vra, is daar 'n nuwe skuld. Jou erfskuld. Omdat jy gebore is in 'n bevoorregte posisie. En daarvoor is daar geen vergifnis nie. Ons moet ons nie laat mislei deur hierdie goed nie. Laat jou lei deur die woord van God. En jy moet dit teenstaan. Natuurlik kan jy reken daarop dat jy vervolg sal word. Die Here wil gaan ons volgende week praat oor die merk van die dier en wie kan verkoop en al daardie dinge. Jy gaan vervolg word as jy die anti-kris teenstaan. Mense wat in die wegraping glo dat hulle deur die Here weggeneem sal word van die aarde af,
voordat die groot verdrukking gaan plaasvind. Maar dit is nie so nie. Die kerk sal hier wees, net hier op aarde, deel van die verdrukking, onder die verdrukking. Maar ons word getroos daardeur, dat die mag van die antichrist van korte duur sal wees. Ons Christus, die ware Christus, wat gesalf is tot ons hoogste profeet, leer ons mos dat die ewige redding en die verlossing slegs by hom lê. Soos enigste hoofpriester het hy vir ons die volmaakte offer aan die kruis gebring en ons met God versoen. En hom het ons alreeds die ewige lewe. As ons ewige koning beskerm en bewaar hy sy kerk teen die aanslae van die bose. Wanneer Christus weerkom, sal die mag van die draak, die antichrist en die valse profeet finaal gebreek word. En die getroues sal ewig saam met Christus regeer. Boodskap vanmôre is, verwag die antichrist, maar moet hom nie vrees nie. Hy is maar net 'n valse Christus. Verwag die ware Christus, ons Here Jesus Christus wat weerkom. Christus wat regeer. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Hemelse God en Vader, ons loof U naam, ons prys U vir U liefde en U genade, U wat U seun gestuur het om self te ontledig en vir ons mens te word, om vir ons in die kruis te kom sterwe en ons met U te versoen. Hy is die ware Christus. Slegs in hom is daar die ewige lewe te vind. Slegs in sy naam, o Here, beskerm en bewaar U ons. Maak nie saak wat gebeur. Ons bid Here dat U vir ons so sal lei deur U Heilige Gees en in U woord, dat ons nie mislei sal word deur allerlei vals Christusse en vals leringe nie, maar dat ons sal getrou bly aan U, totdat ons Here Jesus weerkom. Maak nie saak hoe ons vervolg word nie, Here, gee vir ons die krag en die genade om stand te hou, om te volhard. Vra o Here dat U vir ons sal leer en sal lei in U kerk, dat ons, wanneer ons Here Jesus weerkom, hy vir ons hier sal vind, getrou, sonder dat ons weggedwaal het. Want ons weet, o Here, dat die dood en die doderyk nie U kerk sal oorweldig nie. Seën vir ons as U gemeente, seën ons lidmate, o Here, wat siek is, hulle wat nie vanoggend hier kan wees nie, weens omstandighede. Ons weet van hierdie virus en waar mense ook jou verantwoordelikheid in die dag moet lê. Ons vra dat U vir hulle ook sal seën, Here. Seën vir ons in hierdie dag verder. Ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Gemeente, ons slotsang is Gesang 392.